Hallo, ek is Erik. Ek is Mike. Welkom by So 'n bietjie beter waar ons gesels oor lewe in Nieu-Seeland. Ja, op die channel gaan ons 'n bietjie gesels oor die algemene lewe in Nieu-Seeland van 'n Suid-Afrikaner se perspektief. Welkom. As ons praat in terme van soos in Suid-Afrikaanse franchises, maar meer spesifiek in die kos en goeders wat jy hierso ook kry en goeders wat jy hier kry wat jy nie in Suid-Afrika kry nie. So obviously steers is uit. Jy gaan nie steers eet nie. Daar's nie 'n wimpy nie, maar jy kry soort van ekwivalent Denny's. Ek weet nie of jy al by Denny's geëet het. Yes. Maar dis meer eintlik 'n Amerikaanse yes. Dis eintlik 'n plek waar toe almal gaan na 'n rowwe aand uit en dan gaan hulle so Denny's toe en fry up en ek dink hulle is 24 en hulle bedien soos 24-hour breakfast. Yes. En dronk mense breakfast eet 1 hierdie oggend. Ja. Ek moenie lag nie, dit was ek daai gewees. Ja, verseker. Ek dink die enigste een wat regtig Suid-Afrikaanse franchise wat hier bekend is Nando's. Ja. Ek proe ek nogals soos Nando's, soos ek dit onthou. Ja. Ten minste. Ja, een vir een dieselfde. Ek dink wat ek mis van Nando's hier is, mense kry nie daai heerlike Portugese rolletjies saam met jou Nando's wat mense in Suid-Afrika kry. Broodrolletjies. Ja. Dit mis ek nogal. Ek weet al was 'n Spur in Auckland gewees. Yes, ek was een keer daar gewees. Was jy daar gewees? Nee. Ek was daar gewees en soos ek sê, ek wil nie op tone trap nie. Net een keer, ek weet nie of hulle nog bestaan nie en ek het wat het ek bestel? 'n cheddar melt burger of 'n cheddar melt schnitzel of iets en ek onthou in Suid-Afrika, hulle het dit gedoop in sous. Dit was so mushy dinge. Dit is hoe ons eet en dit was nie die geval hierso. So dit was baie tamed version van wat ek onthou. Maar bygesê was ek lank terug wat ek dit geëet het, maar ek meen die smaak was nog steeds daar, maar die portions het baie kleiner gevoel. Die Spur in Auckland het toegemaak, so daar is nie meer 'n Spur hier nie. Geen tone was vandag opgetrap nie. Tik. Well done. En dis al. Ja, obviously jy kry McDonald's is nog steeds hier so. Ja, McDonald's. Hy proe oralste in die gaan in die wêreld. KFC is my lekkerder hier in Nieu-Seeland as wat dit in Suid-Afrika is. Wat is jou go-to vir KFC? Hot wings. Ek geniet hulle hot wings. Ja, so. En hulle broodjies. Dis heerlik. So hot wing op 'n broodjie, dis die beste. Nou braai jy. Wat's nog? Ek wonder of is daar nou Wendy's in Suid-Afrika. Wendy's is nogal bekend hier. Ja, Wendy's gehad. Ek het al Wendy's gehad. Ja, dis hulle vir die mens daai square patties, nê. Nee. Dis reg. Yes, 100% reg. Burger King is hier beskikbaar. Ja, niks wildvreemd of wat regtig uitstaan nie, maar Nando's is nogal bekend hier en mense geniet hulle Nando's hier. En dan weer aan die ander kant is daar 'n paar franchises hier so wat ek dink baie Suid-Afrikaners sal geniet. Een is Burger Fuel is vir my dis 'n lekker burger plek. Soos die naam sê is maar hulle bedien burgers. Dis meer in 'n gourmet, kan ek sê gourmet van dit is. Maar een ding wat ek wel sal sê is hulle het ook elke nou en dan een of ander special burger en partykeer kan die kiwis 'n bietjie vreemd raak met van die goed wat hulle op die burger sit. En die spesifieke special was 'n peanut butter en jelly burger. En dit is vir my 'n bietjie van 'n oxymoron. Dit is hierdie goeders hoort nie by mekaar nie. Ja, dis vreemd. Ek dink ek het 2 happies gevat en ek van is nie vir my nie. So hulle kan partykeer met sulke snaakse konkoksies opkom, maar dit is gewoonlik once-offs en specials. Ek dink ons moet dan praat van die hoe kan mense dit noem? Die standard kiwi burger. So dis 'n hamburger met 'n sny beet. Ja, beetroot, beetslaai. Nee, gewone beet en 'n eier. En dit kry mens van tyd tot tyd by McDonald's of by Burger Fuel is dit die standaard kiwi burger. So ja, die franchises aan die kant met hulle, as hulle nou 'n kiwi celebration doen, dan sal hulle die kiwi burger doen wat nou beet op het. Wat vir my nogal vreemd is, ek is persoonlik nie mal daaroor nie, maar dalk is daar iemand daar buite wat dit aanloklik vind, wat weet ons.
Is dit jy? No judgment. Een ding wat jy gaan sukkel om te kry hierso, as 'n Suid-Afrikaner, nee, ek weet nie of het nog gewild is, op hierdie stadium nie, maar toe ek in Suid-Afrika gebly het, was dit ten minste 1 keer 'n maand wat ek 'n steak and kidney pie geëet het. Ja. Jy gaan nie 'n steak and kidney pie hierso kry nie. Kry nie steak and kidneys pie nie, beslis nie, maar dis nie 'n tragedie nie. Oor die algemeen is pies hier ongelooflik lekker. Ja, nee, ek moet sê, dis seker my gunsteling tipiese Nieu-Seelandse kos is 'n pie van enige groot op hulle pies. Baie. En jy kan amper iemand doodgooi met daai pie. Hy het nogal gewig aan hom. Steak and cheese en mince and cheese is vir my die bekendste kiwi pasta. Yes. En die mushrooms, steak mushrooms ook baie groot. Ja. Maar ja, yes, en jy kry alles hulle so vars uit die oonde uitkom. Heerlik. Maar daai reuk, het soos 'n grype so aan die nek. Dit is baie lekker. Hulle doen nogal pies hier. Daar is ook 'n keer 'n jaar is daar 'n Nieu-Seelandse gunsteling of se beste pie kompetisie. Ek het die voorreg gehad om 'n sausage roll van daai jaar se wenner te eet, die week net na hulle aangekondig is. Dis lekker man, dis baie lekker. Ek sê jou een ding Mike, nee, wat die Nieu-Seelanders nie beter doen as ons nie, is seekos. Beslis. Ek weet nie of jy enige seekos stories het hierso nie. Man, ons moes om ordentlike seekos te kry, moes ons na 'n wit tafeldoek fancy restaurant in die middestad gaan om ordentlike seekos te kry. Ek sal like om te weet hoe die rekening gelyk. Moenie vra nie. Dit was 'n spesiale geleentheid gewees en ja, ons het redelik 'n paar dollars uitgehaal daarvoor. Ons het nogal kreef geëet daai aand. So ons het oorboord gegaan. Maar tot Erik se punt, hoe kan ek sê, jou Ocean Basket tipe seekos is nie alom beskikbaar nie. Jy moet nogal ver gaan soek vir ordentlike seekos. En dit was vir my baie vreemd geweest. Mense sou dink op die eiland met al die pragtige seelewe hier, sou mens nogal seekos kry, maar nee. Ja, ek meen daar is seekos, maar die plekke wat ek al by geëet het, ek het 'n vlugtige storie vertel. 'n Familie oor gehad en ons het bietjie Suid-eiland toe gegaan. Dit was pragtig geweest. En ons was by, ek sal dit moet fact check, die naam van die plek hier insit. Maar dis eintlik 'n ou Franse kolonie. Okay. Daar so in die Suid-eiland en ek het gedink, wow, as daar 'n plek is om seekos te eet, is dit seker die plek. Maar dit was ook 'n Kiwi owned and operated seekos plek en alles is koud geweest. Dit het 'n bord yskoue seekos vir ons bedien. En dit was, dat ek weer sê, dit was smaakloos, dit was leweloos. En ek kon my ma mekaar net so aangekyk, soos, wow, okay. Nie 'n goeie ervaring. Ja, en dit was nie die eerste keer wat dit gebeur het nie. Ek onthou, wat het ek een keer bestel? Ek was een keer in Napier geweest. Ek dink ek het 'n mussel pot bestel. Ja? So kom ek vra, voordat ek jy 'n storie vertel. As ek vir jou sê mussel pot, wat verwag jy gaan hulle vir jou bedien? Man, dis nou moeilik om te antwoord, want ek weet presies wat dit is. Okay. Maar ja, dis seker die een seekos wat nogal alom beskikbaar is die green-lipped mussels, soos hulle hom noem. En ek glo hulle is inheems tot Nieu-Seeland. Maar 'n potjie met mossels in, right? Yes, ek onthou dit in Suid-Afrika, was 'n potjie mossels, maar hy was die pot was vol sous geweest, wat jy hom in bedien het. So jy kry daai 'n goeie lepel sous in. 'n romerige sousie, ja. En toe ek het bestel hierso, potjie het gekom, yskoue mossels het gekom, was niks sout of spice of enigiets. Ek het net daai koue mossels geëet van die skilpies. Ja, nie baie lekker nie. Ja, so ek het nog nie 'n wenner nie. Miskien is daar iemand wat kyk hierso wat wel ook in Nieu-Seeland bly wat vir ons 'n paar voorstelle kan. Asseblief laat weet ons. Plekke om lekker seekos te eet. Ek moet vir jou sê, ek is lank overdue vir 'n kuier terug in Suid-Afrika. Maybe so 10 jaar plus op hierdie stadium. Ja, jy was nog glad nie terug van jy hier is nie, nee? Ag, nee, skandalelik. En sou ek die dag terug gaan,
wat ek vir jou sê, daar's 'n paar goeders, daar's 'n bucket list. Een is seekos. Okay. Een is 'n Wimpy burger. Ek was groot op Wimpy burgers, don't ask me why. Ja. Nie die beste burger nie, maar daar's iets aan hom, né? Ja, ek dink dit was 'n goeie babbelas kos. O ja, niks beter. En steers definitief baie hoog op. Maar Mike, jy was nou was dit Desember laas? Ja, ons was Desember 2023 was ons in Suid-Afrika gewees. Ja. Kan jy onthou toe jy oorgekom het hiernatoe, wat jou eerste, kom ons noem dit, culture shocks was? Sjoe, en die duidelike groot verskille, nie noodwendig oor goeders soos misdaad of verkeer nie, maar net in terme van individue en gedrag en goeders soos dit. Weet jy Erik, ons het, ek dink soos wat ons al genoem het, ons het tydens COVID hier aangekom. En of dit nou 'n COVID ding is, en ekskuus, ek gooi nou 'n lang preamble hier. Maar dit gaan nie net oor die COVID nie, die menslikheid van die mense hier het my regtig in die gesig getref. Ons het in ons eerste vaste adres ingetrek, my vrou en ek, en daar was 'n dame besig om die tuin skoon te maak vir hierdie nuwe intrekkers. En toe sy sien ons kom basies net met ons karretjie en ons 2 tasse daarin, toe knoop ons 'n geselsie aan. En ons vertel haar toe die situasie, toe sê sy wel, julle dan seker nie borde en messe en virke en al daai tipe goed nodig. Toe sê ons, ja, dis waar, ons is op pad Wedas toe om, 'n paar panne en koppies en bekers en daai tipe goed te kry. Toe sê sy, asseblief moenie, ek sal vir julle bring. En sy 2 ure later met 'n boks vol basics vir die kombuis daar aangekom en 'n kombersie ingegooi en daai tipe goed. So ek moet sê, die menslikheid van die mense hier was vir my nogal opvallend geweest as 'n culture shock. Ek weet nie, ek is nie een van daai mense wat baie goed is met small talk nie. En dit het my nogals bygeval in die begin hierso. Mense sal redelik is nog groot op small talk hierso. En ek dink ons Suid-Afrikaners kan partykeer, en ek wil nou nie overgeneralize nie, maar definitief vir my is ons kan net straight to the point, straight to the fact. En ek veral is skuldig om baie so te kan wees. So het my rukkie gevat om gewoon te raak daaraan. Maar ook 'n interessante ding het ek ook agtergekom, nee. Mense sal vir jou vra, how's it going? En as Suid-Afrikaners gewoonlik sê goed self of good on you, en dan sal hulle nie terug antwoord partykeer nie. So dit is nie, hulle verwag nie dat jy dit terug moet vra nie. So hulle sal vra, hey, how's it going? How's your day going? En dis eintlik maar net soos hallo sê. Exactly. Dis nie dat hulle regtig 'n antwoord terug verwag nie. Dis maar dieselfde as net hallo. Dis is 'n vraag sonder 'n vraagteken. Presies. Jy praat so van die small talk. Ek wou in die werksdinge intree en hoe die kultuur in die werksdinge en dit was vir my nogal 'n culture shock geweest. Daar is tyd vir small talk en dis eintlik half verwags. As jy by die werk is, die eerste 10 minute van jou vergadering sal wees, hoe gaan dit met jou en die kinders en wat het laasweek en is almal okay en daai tipe, so die small talk by die werk en daarom die persoonlike connection by die werk, as jy oop is vir sulke tipe goed. Die woord wat by my bly is sag. Die Kiwis is sagge aard, hulle tyd vir ander mense, hulle gee om vir ander mense en hulle bure en daai tipe goed. Wat nogal 'n verandering is, soos jy sê, ek dink Suid-Afrikaners kan nogal direk tot op die punt, time is money type attitude, en hier op die eiland is dit, môre is nog 'n dag, as ons nie vandag daarby uitkom nie, kom ons môre daarby uit, of volgende week, dis ook okay.